Kom ons bid saam. Ons Here Hemelse Vader, wanneer ons so na ons lied ook na U toe kom in gebed, Here, dan is ons hier saam omdat U ons hierheen geroep het. Ons is nie hier vir onsself nie, Here, maar om aan U die eer en die heerlikheid te gee. Om U te kom aanbid as God en Here van ons lewe, die een wat was en wat is en wat weer sal kom. Die konstante, die een wat ons lewe aanraak elke dag, ons lewe rig deur die Heilige Gees, die een wat ons bystaan in nood, die een wat uitkoms gee, wanneer ons in afhanklikheid U kom soek. Here, die een wat kom krag gee wanneer dit vir ons voel, ons kan nie meer nie. Here, en dan wanneer ons dit vanoggend bid, dan vra ons dat U ons ook op 'n besonderse manier vanoggend kom aanraak deur die Gees, wanneer ons U woord hoor. Mag dit in ons hart ook op goeie grond val. Here, dat dit nie net 'n saad sal wees wat gedeel word, maar 'n saad sal wees wat ontkiem en wat sal groei en wat sal vrug dra. Here, want dit is U woord met wat ons besig is. U woord wat die waarheid is vir ons lewe. Here, U ken vanoggend elkeen van ons harte en ons gedagtes. U weet wat is dit waarin ons onsself verbly op die oomblik. U weet wat is dit waarmee ons uitdaging beleef, Here. Waarmee ons worstel. Maar ons weet by U is niks onmoontlik nie. U is getrou en U sal ons ook daarin kom ontmoet, kom bystaan en daardeur vat. En mag ons vanoggend op U vertrou ook daarvoor, met ons hele wese. Ons dink aan hulle wat nie vanoggend hier kan wees nie, hulle wat deur uitdagings gaan, Here, wat hulle nie in staat stel om te wees nie. En ons bid, Here, ontferm U ook oor hulle. Wees genadig, gee krag en sterkte. Waar siektes bring genesing, waar hartseer is, Here, kom droog die trane af, kom vertroos en kom hou vas in U liefde. Here, mag vanoggend se saamwees wees tot die eer binne U wil en tot die uitbrei van U koninkryk. In U naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees vanuit Matteus 13, die eerste 9 verse en dan spring ons na vers 18 toe. Die eerste gedeelte gaan dan oor die gelykenis van die saaiër en so 'n bietjie later dan gaan dit oor die verduideliking van die gelykenis. U is welkom oop te maak of oorhoofs saam te volg. Kom ons lees dit saam. Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'n Groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in 'n skei geklim het en daarin gaan sit het. Maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê, 'n saaiër het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval. En die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op die klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer. Party 100voudig, ander 60 en ander 30voudig. Wie oor het, moet luister. En dan die verduideliking van die gelykenis. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaiër beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie. En hy hou nie lank uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word,
word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernisse van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op die goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100voudig, soms 60voudig, soms 30voudig. Ons lees tot sover. Ons tema vanoggend, watter grond en saad huisves jy? Dis 'n vraag wat met elkeen van ons vanoggend gepraat. Dis 'n persoonlike vraag, dis 'n selfondersoekende vraag en niemand kan dit antwoord behalwe jouself nie. Wanneer ons hierdie gelykenis lees, dan dink ek in ons gemeenskap is dit nie iets vreemds nie. Ons het die landbougemeenskap wat ook saai, wat ook oes, wat ook met verwagting moet uitsien na wat gaan die saad oplewer. En dan kom daar ook uitdagings, daar kom seën in hierdie tyd van afwagting. Wanneer mense net vir 'n oomblik nadink oor hierdie gelykenis, dan kan ons mekaar sê dat daar is min dinge wat hoop uitbeeld soos saad, wat gesaai word, wat geplant word. Want ja, jy sit daai saad in die grond, maar die hoop moet daar wees dat dit wel gaan ontkiem en daar gaan groei plaasvind. Groot stuk vertroue wat in die dag gelê moet word. 'n Saad lyk klein en onbeduidend, maar binne 'n enkele saadjie lê daar 'n groot potensiaal. Potensiaal van nuwe lewe, groei en op die einde van die dag 'n oes. Wanneer mense met boere gaan praat, dan sal hulle sê die kwaliteit van saad is belangrik, maar dit is nie alleen dit wat die oes bepaal nie. Daar is ander faktore wat ook op die saad inwerk. Net so daar in ons lewe 'n klomp dinge is wat inwerk op ons geestelike groei en die geestelike saad wat in ons lewe gesaai word. Die toestand van die grond speel 'n deurslaggewende rol. Dink maar aan die voorbereidingswerk wat nodig is voordat 'n enkele saad geplant kan word. Die grond moet geploeg word. Onkruiddoder moet baie keer gespuit word, kunsmis moet ingewerk word. Baie keer moet daar selfs kalk ingewerk word om die pH van die grond reg te kry. Voorbereidingswerk is reg gedoen sodat die kwaliteit van grond reg kan wees. Mense kan hoeveel saad hê, maar as jou grond nie reg is nie, gaan jou saad vir jou niks beteken nie. Daarom is dit grond en saad wat in ons hart gekoester en gehuisves moet word. Jesus gebruik hierdie bekende gelykenis om ook te praat van God se koninkryk. Die saad bly altyd dieselfde. Dit is die woord van God. Dis onveranderlik. Dis konstant. Dis waar en eg. Die saad is gereed. Die vraag is nie of God se woord krag het nie. Die vraag is watter soort grond is in my hart? Hoe ontvang ek hierdie saad wat konstant is vanuit God se hand? Dit is opvallend dat die gelykenis nie fokus op die saaier nie, maar dat dit fokus op die ontvangers van die woord. Die gelykenis gaan oor my en oor jou en hoe ons die saad ontvang. Hoe hierdie saad val in ons lewe. Jesus kom nooi ons elkeen eintlik vanoggend uit om eerlik na ons elkeen se lewe te kyk. Met hierdie vraag, watter grond en saad huisves jy? Hierdie gelykenis het my laat dink aan die openheid en proses van voorbereiding. Is ons oop daarvoor? Is ons oop vir die proses daarvan? Laat ons toe dat die grond in ons voorberei word, sodat ons hierdie goeie saad kan ontvang wat die Here vir ons wil gee. En dan met die hoop kan uitsien na die vrug wat daarop wag. En dan wil ek uitnooi om saam met my vanoggend stil te staan by die 4 grondtipes.
Die eerste een is die harde grond, 'n geslote hart. En hierdie prentjie praat van hierdie harde grond. Hierdie grond is so hard en droog, dat dit eintlik kraak en bars. En alhoewel daai hartjie, misvormde hartjie daar in die grond is dit geslote. As daar 'n saadjie daarop val, gaan hy nie ingaan nie. Hy gaan daar boop bly lê. Pad wat hard getrap is, min water het. En daarom so gekraak is. Die voëls kom en pik dit op. Jesus verduidelik dat dit die persone is wat die woord gehoor het, maar dit nie verstaan en toegelaat het om in hulle hart in te gaan nie. Die bose kom neem dit weg. En hierdie hardheid, dink maar aan 'n pad ook, ontstaan nie net oornag nie. Dit vra 'n paar mense wat daaroor moet loop, dalk 'n paar karre wat daar moet ry, en water wat aanwesig is, om 'n pad so hard te trap. Soms maak teleurstelling my en jou hart hard. Soms kom doen sonde dit in ons lewe, dat ons verhard word. Soms raak ons so gewoond aan die evangelie, dat dit ons nie meer aanraak nie. Ons hoor dit maar net, dit word 'n gewoonte. Dit is nou regtig dat dit by die een oor ingaan en by die ander oor uitgaan. En daar's glad nie 'n plek waar ons dit opneem nie. Ons hoor week na week dieselfde woord, maar niks verander nie. En nou ons mekaar sê, dit is nie die saad wat die probleem is nie, maar die grond in ons lewe wat dan die probleem is. Dan is ons hierdie harde grond, waarop die saad val, maar dit bly bo-op, en dit word weggeneem. Hebreërs waarsku ons vandag, as julle my stem hoor, moet julle julle harte nie verhard nie. Wanneer 'n mens ophou luister, dan begin mense hart te verhard. Dit is die eerste grondtipe, harde grond. Saad wat nie kan indring en kan ontkiem om te groei nie. Die tweede een is die klipprige grond, 'n oppervlakkige geloof. Hier kom die saad vinnig op. Ons hoor dat daar is grond, maar is min. Dit is eintlik maar meer klipperig. So wanneer die saad wel ingaan, dan kom dit vinnig op. Dit lyk belovend, maar dit hou nie lank nie. Daar is die tyd dat die wortels diep gevorm kan word, dit is maar vlak. Wanneer die wanneersom kom, dan verdroog dit alles, dit word verbrand, omrede daar nie goeie wortels is nie. En dan kom sê Jesus, dit is die mens wat die woord met blydskap ontvang, maar geen diepte daarvoor ontwikkel nie. Daar is entoesiasme sonder volharding. So aan die begin lyk alles wonderlik, maar oor 'n verloop van tyd is daai entoesiasme besig om af te kwyn en weg te gaan. Sulke geloof leef op emosie. En as dit iets vreemds of niets wat ons vanoggend hoor nie, ons sien dit voor ons afspeel elke dag. Om net te beleef, te ervaar, goed te voel. Dis dinge wat tydelik is, maar daar's geen dieper soeke of groei wat plaasvind nie. Solank alles goed gaan, dan is God wonderlik. Hy word geprys, die lof word aan hom gegee, maar wanneer daar siekte kom, daar kom finansiële druk, as ons geloof ietsie kos, dan verdwyn daar die geloof baie vinnig. Want dit is oppervlakkig. Dit is jou wortel wat saam met God gevorm word. Dit is sommer net 'n oppervlakkige geloof en wortel wat deur allerlei dinge vernietig word. 'n Christelike lewe vra dieper wortels. Dat daar groei kan wees, dat daar sterk groei kan plaasvind. Wortels groei nie gewoonlik gedurende 'n storm nie. Wortels groei lank voor die storm gekom het, maar om gereed te wees vir wanneer daar die stormtyd aanbreek, dat dit kan staande bly.
En hoe vorm hierdie wortelsisteem? Deur gereelde gebed. Om in gesprek met die Here te wees. Deur Bybel lees, om die woord van God, die saad wat in ons lewe gesaai is, gereeld in ons lewe in te nooi en te laat plaasvind. Deur aanbidding, hierdie samekoms van gelowiges waar ons mekaar vandag deel, dis deel van die wortels wat vorm. Ons geloofsgemeenskap. En dan is nie net geloofsgemeenskap vanoggend nie, maar ook deur die week is ons geloofsgemeenskap. En dan vorm dit ook deur gehoorsaamheid. Hoe dieper hierdie wortels vorm, hoe sterker die boom wat moet vrug dra. Die boom wat moet sterk staan deur alles wat die lewe na sy kant toe bring. Dis nie onmoontlik nie. Ons kan daarna uitsien. Die derde grondtipe is die doringgrond met 'n verdeelde hart. Nou julle sal nie weet hoe moeilik is dit om 'n gepaste prentjie te kry vir hierdie punt nie. Maar hierdie prentjie het my nogals getref en ek dink is dalk meer krake as wat dit dorings is. Maar daar rondom die hart lyk dit vir my tog na dorings. En sou mens jouself bietjie kon inleef om te sê, daai dorings wat groei is besig om die hart uitmekaar uit te trek. 'n Verdeelde hart. Hier hoor ons dat die saad tog goed groei, maar dit groei nie alleen nie. Dit groei saam met die dorings, die onkruid. Dit kan die sorge van die lewe wees, die verleiding van rykdom. En ons sou selfs nog goeders kom bysit vandag. Maar dis dinge wat in ons lewe inkom en dit kom verstik die evangelie. Dit kom vat dit wat veronderstel is om mooi te wees in ons lewe en dit kom maak dit lelik, dit kom versuur dit. Dit is interessant dat daar nie gesê word vernietig hierdie dorings nie, maar dat hierdie dorings en saad saam groei, ontkiem. Maar dan kom hierdie dorings en dit kom verstik die groei van die saad. En dan is dit waar van baie van ons as gelowiges, ons kom verloor nie ons geloof nie, ons kom verloor ons fokus. Want ons word verlei deur allerhande omstandighede wat oor ons pad kom. Ons word oorweldig deur omstandighede en dan is dit nie dat ons geloof verloor nie, maar ons verloor ons fokus. En dit is wat die dorings ook eintlik kom doen. Dit kom maak die hart stikkend. Geloof is nog steeds daar, maar daar is ook 'n groot stuk verleiding in daardie fokus wat vertraag word. Dit kan wees dat werk in my lewe oorneem, dat besittings my lewe oorneem, sosiale media. En hier sit vanoggend 'n heel wat klompie jonger mense en ons is veral skuldig aan sosiale media wat ons lewe oorneem. Wat ons verlei en ons wegneem van die Here af. Sport kan ons lewe oorneem. Selfs goeie dinge in ons lewe, goed wat ons moet koester, kan op die einde van die dag 'n doring word, wat my hart verdeeld maak, tussen geloof en fokus op die Here. Dinge word belangriker in my lewe, as wat Christus self in my lewe is. Die vraag is nie vandag, het ek dorings in my lewe nie. Die vraag is, gee ek die dorings kans om my geestelike lewe te kom verstik? Die dorings is daar, elke dag. Maar gee ek dit kans om my geestelike lewe te kom verstik? 'n tuin en groei vra gereeld dat die onkruid, die dorings uitgehaal moet word. Ons is lekker diep in die winter in, maar so 'n maand en 'n half verder aan, dan is die groenvingers hier in die gemeente besig om die tuin te begin omwerk en te kom uithaal wat nie daar hoort nie. Ons gee aandag aan ons tuine, maar gee ons aandag aan ons geestelike lewe om daardie onkruid uit te haal, te verwyder, sodat ons geloof kan versterk word en groei kan plaasvind.
Gereelde selfondersoek is nodig, om te kan raak sien, wat in my lewe is dalk nie so pleis, as wat ek gedink het, dit is nie. Maar dan sien ons elkeen uit na die goeie grond, met 'n ontvanklike hart, vir die saad wat gesaai word. Dit is die wonder waarna ons almal uitsien. Saad wat vrug dra, 30voudig, 60voudig, 100voudig. 'n oes wat gelewer word. Nie almal van ons dra dieselfde hoeveelheid vrug nie. Nie almal van ons is op dieselfde plek in ons geloofslewe nie. Party van ons stap al die geloofspad 30 jaar plus. Ander van ons dalk meer onlangs, dalk 5 jaar. Daar's groei, maar is nie dieselfde groei nie. Almal van ons dra tog vrug. Dit is 'n kenmerk van ware disippelskap. Jesus sê self, hierin sal mense weet dat jy my disippels is, aan die vrug wat ons dra. Vrug beteken nie noodwendig sukses nie. Dit beteken ons lewe word gekenmerk deur liefde, deur vrede, deur geduld met onsself en met ander. En onthou, geduld word nie gegee nie, dit word ook geleer. Gehoorsaamheid, diensbaarheid. Ek hoor in die week iemand wat sê, maar dit is my lekker om 'n ander een te bedien. Geliefdes, om diensbaar te wees is 'n geloofseienskap. Dit pas by ons as disippels van die Here. Vergifnis, nie maklik nie, maar dit word vir ons gevra. En geloof. Die goeie grond is nie noodwendig perfek nie. Ons kan dit ook maar by ons boere gaan hoor, al het hulle baie goeie oes, hulle nie sê hulle grond was nie sonder fout nie. Hulle seisoen was nie sonder uitdaging gewees nie. Maar daardie grond is ontvanklik, was gereed om die saad te ontvang. Dit laat die woord toe om diep wortel te skiet. Dit is nou daai penwortel wat diep in die grond ingaan en die dieper water en vog gaan soek. Die goeie grond bly oop vir God se vorming. God wat my kan wys, wat is daar wat nog nie reg is nie, wat ek kan wegvat. Om hierdie grond nog steeds te bly voorberei, sodat die saad kan wortel skiet en kan groei. Wat is die saad wat jy huisves? Dalk nog 'n belangriker vraag. Wat 'n grond huisves jy in jou hart? Wat is saad wat ons lewe groei? Daar's verskillende dinge wat in ons lewe gesaai word. Nie net die woord van die Here nie. Maar ons moet die onderskeidingsvermoë om te sê, wat se saad is dit wat ek gaan toelaat om my lewe te kom ontkiem. Ons leef in 'n wêreld van klomp verskillende sade wat gesaai word. Elke dag plant iemand iets in ons gedagtes. Dink maar aan die nuus wat met ons gedeel word. Dit is nie altyd positief of opbouend nie. Laat ons toe dat daai negatiewe gedagtes kom saad skiet in ons. Sosiale media. Waarmee word ek en jy nie elke dag gekonfronteer nie? Partykeer staan ons voor 'n keuse en daardie keuse laat toe wat se saad is in ons lewe. Selfs reklame, advertensies. Wat trek my? Wat stoot my weg? Politieke idees, dit sien ons gereeld met die verkiesing wat om die draai is. Politieke idees, waartoe gaan ons gedagtes? Waarmee gaan ons saam en wat staan ons te? Vrese. Wanneer ons lank genoeg met mekaar in gesprek is, gaan elkeen van ons ten minste een en selfs meer vrese kan bekend maak om te sê, dit maak my bekommerd met A, B en C in my lewe. Maar word dit die bepalende faktor van die saad in my lewe. Materialisme, streef ons na nog meer sukses, nog meer geld, dit wat ek het, status. En dan natuurlik, en ongelukkig in ons samelewing, in ons wêreld is dit iets wat in die toeneem is, selfgerigtheid.
individualisme, die eie ek. En geliefdes, die eie ek is eintlik baie teen die koninkryk gedagte. Want ons kry elke keer die opdrag, lewe vir God en lewe vir mekaar. Maar dit is nie wat die samelewing vir ons sê nie. Dan is dit ek. Watter saad kry die meeste ruimte in jou lewe? Domineer jou lewe. Paulus sê vir ons in Filippense 4, dat ons moet dink oor alles wat waar is, wat eerbaar is, wat reg is, wat rein is, wat lofwaardig is. Dit is waarop ons gedagtes gerig moet wees. Die woord van God moet nie die belangrikste saad wees nie, maar dit moet eintlik die enigste saad wees wat ons harte kom vul. Wat ons moet koester. En wat ons op die einde na uitsien om te kom groei in ons lewe. Dat dit is wat sal wortel skiet in my en jou lewe. Ek het aan die begin gesê, dit gaan nie oor die saaier nie, maar Christus is op die einde van die dag die werklike saaier in ons lewe. Die een wat elke dag die woord ons kom bekend maak. En wanneer ons met die woord omgaan, hierdie saad wat ons van God, van Christus, deur die Heilige Gees ontvang, dan moet ons ook met die regte gesindheid na die woord toe gaan. En daarom gaan ons nie, dat ons slaan die woord oop en ons begin te lees nie. Ons word stil, ons bid en ons vra vir die Here om deur sy Gees ons aan te raak, ons te lei deur sy woord. Dat die woord ook vir ons oopgebreek sal word en dat hierdie saad sal wees wat ons kan opneem in ons lewe. Jesus hou nooit op saai nie. Hy hou aansaai. Daar is nooit 'n tyd dat ons kan sê die seisoen is nie nou vir Jesus om te saai in my lewe nie. Hy saai altyd. Dis konstant. Selfs wanneer mense hom verwerp, is hy besig om te saai. Selfs wanneer ons harte hard is, dan bly hy aan saai. Selfs wanneer daai onkruid en dorings in ons lewe teenwoordig is, hou hy aan saai. En hy gaan voort om sy woord in ons harte uit te stort. En wanneer ons daaroor nadink, dan sê ons vir mekaar, dit is genade. Ons verdien nie die saad nie. Maar Jesus gee vir ons die saad. En hou aan om vir ons die saad te gee. Hy gee keer op keer vir ons 'n nuwe geleentheid. Om ons harte voor te berei om hierdie saad te ontvang, sodat dit ook in ons hart kan opkom. Die Heilige Gees kom bewerk die grond in ons harte. Hy breek hierdie harde grond oop. Hy verwyder die klippe wat in ons hart teenwoordig mag wees. Hy kom trek die dorings uit. Hy kom vorm die goeie grond. Daai ploeg, daai bemesting, dit wat ekstra mag wees, die Heilige Gees kom voorsien vir ons daarin. Maar dan moet ons elkeen eerlik voor God vra vandag, want dit is nie net ek wat die ondersoek doen in myself nie. Maar God wat deur sy Heilige Gees my help om te kan antwoord, het my hart hard geword. Het my geloof net oppervlakkig geword. Verstik die dinge van hierdie wêreld my liefde vir Christus. Dra my lewe die vrug wat by die evangelie van Christus pas. Of vir die evangelie ook maar net nog 'n iets geword in my lewe. God gee net vir ons die saad nie. Hy kan verander ook die grond. Wanneer ons onsself aan Christus oorgee, verander hy ons hart. Wanneer 'n boer saad saai, kyk hy al klaar vooruit na die oes. Dit is hoop en vertroue. Wanneer Jesus sy woord saai, sien hy reeds uit na die nuwe lewe wat hy deur sy genade in ons wil voortbring. Hy sien ons waar ons baie lank vorentoe is, wat ons nog eers van kennis dra nie. Maar dit is sy werk. Geliefdes, en daarom is my gebed
vanoggend, mag ons mense wees wat weer die woord van die Here hoor. Mag ons mense wees wat dit ontvang, dit bewaar en dit uitleef, as 'n deel van ons lewe. 'n Lewe wat vrug dra tot eer van God. Want uiteindelik is dit nie net die vraag hoeveel saad God gesaai het nie. Die vraag is watter grond en watter saad huisves ek en jy in ons harte. Amen. Kom ons bid saam. Here, vandag het ons hierdie bekende gelykenis weer opnuut gehoor. En dis 'n gelykenis wat met elkeen van ons spreek. Vanoggend moet ons vir mekaar en veral vir u eerlik vra, waar is ek? Wat beleef ek? Here, en ek dink elkeen van ons wil tog by die goeie grond uitkom. Waar ons u saad met 'n oop hart, 'n ontvanklike hart, innooi en verwelkom in ons lewe. Here, ons kom op 'n punt wat ons sê, ja, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Maar tog is die wêreldse dinge wat ons kom oorweldig en wat ons kom verlei. En vir baie keer tussen ons en u kom en ons geloof in u kom. Here, partykeer word ons hart hard. Partykeer is daar klippe in ons lewe wat maak dat die evangelie nie regtig in ons harte kom soos dit moet nie. Ander kere daardie onkruid en dorings. Here, in ons gedagtes en ons harte beweeg op 'n manier weg van u af en ons kry seer. Maar vanoggend kom pleit ons by u om ons te kom help om by daai goeie grond uit te kom. Help ons om deur die Heilige Gees raak te sien, wat is dit waar ons moet aandag gee? Wat ons moet raak sien? Wat ons uit ons lewe uit moet laat gaan. Sodat hierdie saad weer op 'n nuwe manier kan kom wortel skiet in ons lewe. Ja, dat ons kan uitsien na die groei wat u vir ons beplan het. Here, dat ons kan uitsien na 'n 30, 'n 60, 'n 100voudige oes. Want dit is nie ons werkie, maar u werk in ons, deur die Heilige Gees. Maak ons afhanklik, Here. Maak ons oop. Maak ons nederig en gehoorsaam dat ons dit sal ontvang. Dankie dat ons kan weet, Here, u is die konstante, u verander nooit nie. En mag ons u saad elke dag verwelkom. Dankie vir u genade, Here. Dankie vir u liefde in ons lewe. Dat u nie maar net op 'n dag kom en sê, ek is nou klaar met jou nie. Maar elke keer maar weer kom en sê, ek gee jou nog 'n kans. Mag ons die kans aangryp, Here, en elke dag nader na u toe groei. Dankie dat ons dit vir u kan vra en kan weet, u hoor ons. U ken ons bedoeling van die hart. En u sal ook deur die getrouheid saam met ons hierdie pad stap, dat ons kan uitkom by dit waarna ons verlang. In u naam bid ons dit. Amen. Kom ons staan ons